daar waar jy sit. Moenie nou fokus verander nie. Maak jou oë toe. Jesus staan stil by jou vanaand. Sien hoe staan hy voor jou. Sien die joy wat hy het vir jou. Die liefde. Besef die groot prys wat hy betaal het. Sy bloed het vir jou gevloei. Papa God het sy enigste seun vir jou gestuur. Sodat jy kan vry wees van alles wat jou verhoed om 'n lewe van oorvloed te leef in hom. 'n Oorvloed liefde, 'n oorvloed vrede, 'n oorvloed blydskap. Genoeg, want hy's 'n goeie papa. Nou waar Jesus vir jou staan, vra hom net, Jesus, kom vas my net weer skoon met die bloed. Want daar's niks wat my weghou van my Vader nie. U het die prys betaal. Raak bewus daarvan dat hy trek vir jou his garments of righteousness. Nie jou goeie werke nie, nie wie jy is nie. Sê vir hom, Jesus, ek vat daai geskenk. Dis alles verniet. Dis alles gratis. En vra hom om jou hart te verander, om so sy hart te raak. He's a giver. Hy gee, en hy gee. En ek weet nie wat het jy al in jou lewe bereik, al in jou lewe verloor, of waar was jy al seer gemaak nie, maar ek wil vir jou sê, he's a giver. Hy's 'n goeie pa. Hy was die voorbeeld van gee. Hy het sy enigste gebore seun gegee. Hy het met 'n oop hand na hierdie wêreld toe gekom. He's got a giving and he's got a generous heart. Dalk beleef jy dit nog nie, maar dit verander nie wie hy is nie. As jy dit nog nie beleef nie, dan is dit juist dit waarna toe hy jou roep. Dan het jy nog nie dit ontdek in hom nie. Ek gaan vir Begrita hulle vra om 'n liedjie te sing. En dit gaan oor jou hart toestand. En ek wil hê soos jy daar sit, luister na die woorde. En vra hom om daai hart skuif te maak in jou lewe vanaand. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom you loved and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even
how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us and made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Ja, Here, let us love with open arms and an open hand and an open heart. Terwyl ons so sit, wil ek jy moet daai gedagte vasmaak. Here, gee my 'n hart soos U hart. Laat my leef soos U leef. Hoop om te gee vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Ek gaan vra dat hulle 'n video vir ons speel. Band, baie dankie. Luister weer eens na die woorde, want dit word herhaal. Maar kyk ook waartoe dit ons roep, hoe om te lewe. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are. Ja, so ek het onlangs iemand gehoor sê die volgende, dat
jy sal nooit meer soos Jesus wees as wanneer jy vrygewig is. Die Engels het dit eintlik beter. We are never more like Jesus when we are generous. Op daai oomblik wat jy generous is, hoe dit ook al lyk, lyk jy soos Jesus vir die wêreld. En Johannes 13 sê dit vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het. So hy's 'n giver, dis wie hy is. Hy gee. En daarom sê hy ook ons moet gee, want hy weet dit bring lewe in ons, want ons is in sy image gemaak. En as ons volg in sy voetspore en soos hy raak, hy weet dit doen iets aan ons. Jy sien, jy gaan nooit regtig vervul wees as jy nie 'n oop hand het en 'n oop hart het in hierdie wêreld nie. En die vraagie is, as jy kyk na jou tyd, jou geld, jou woorde, jou talente, jou besittings, reflekteer dit jou liefde vir Jesus. En dis 'n toets, want John Maxwell het 'n baie mooi stelling gemaak. Hy het gesê, if you want to help people, you see them as weak. If you want to fix them, you see them as broken. But if you serve people, you see them as valuable. Is dit nie mooi nie? Dis vir my, if you serve people, you see them as valuable. Kan julle glo, vanaand sluit ons nou ons reeks af van Spreuke. En julle weet, ek weet nie van julle nie, maar ek en Rian was nou nogal in hierdie journey van Spreuke, want ons het soveel wyshede. En JD het klaar amper die helfte van my preek gesteel toe hy begin het met alles. So, dankie, jy het my sommer ingelei, JD. Maar daai Spreuke 11 vers 24 sê in die Message vertaling, hoor hierdie mooi woorde, the world of the generous gets larger and larger, and the world of the stingy gets smaller and smaller. Sure. So wanneer jy kies om nie te vergewe nie, want dan gee jy nie, jy gee nie vergifnis nie, raak jou wêreld kleiner. Jy moet jouself beskerm, jy weet, en as jy kies om nie te dien nie, dan is jou wêreld klein, hy raak nog 'n bietjie kleiner. En wanneer jy kies om nie te gee nie, raak dit nog 'n bietjie kleiner. So my vraag is, wil jy in 'n klein wêreld leef? Wil jy 'n klein lewe kies? Of wil jy 'n groot wêreld kies? 'n Groot lewe, want dis waartoe God ons roep. Nou, wanneer mense vrygewig is met hulle tyd, hul woorde, hulle talente, want dit sluit alles in, dan word iets oopgesluit. Ja, ek dink ek moet, waar is die ander mic? Ek voel of ek julle pla, jammer. Ek gaan nou sien, nou gaan ek nie meer so raas nie. Okay. So jou hart groei en jou invloed neem toe, as jy hom toelaat om jou wêreld te vergroot deur gee. En nog 'n mooi woord uit Spreuke, die boodskapvertaling, wie ander help om 'n beter lewe te leef, is self voorspoedig. Wie ander se nood raak sien, is 'n gelukkige mens. As jy ander help, sal jy gehelp word, as jy dit nodig het. En nie, julle het die stawwe woord. Wie nie respek het vir die gemeenskap se belange nie, word verstoot. Wie die nood van die gemeenskap raak sien, word deur almal geëer. Wie het nou so klink nou verskriklike sug. Dis diep. Ek stem saam. Ons leef in 'n wêreld waar mense styf
vashou, styf. Alles is myne en die hele samelewing is besig om hier in me and myself vas te val. Ons hou vas. We are living tight-fisted en ek sluit myself daarbey in met alles in my lewe. En dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, maar wat jy doen met wat jy het. Dis wat dit mee te doen het. En jy begin God ontdek hoe groot hy is, as jy hierdie prinsip van gee, verstaan in jou lewe en dit toepas. So ek wil so 'n bietjie aanskuif hierso. So die vraag wat ek jou vanaand wil vra, en wat jy jouself moet incheck, en dis jou huiswerkie vraag, is, leef jy met oop hande, of met 'n two-face? As jy na jouself kyk, Here, hoe lyk hierdie picture? Is ek so? Is ek so? Is ek so? My oog vang nou iemand hierso, Michelle, ek vang jou nou hierso. En jy is nou sommer my voorbeeld, sommer so vinnig, want Michelle, weet ek, is by al wat 'n organisasie betrokke, en sy's vurig en passievol daaroor. Kyk, jy moenie jou deel doen nie, en sy gaan vir jou sê. Maar dis haar manier, sy gebruik haar talente om te dien. Dis wie sy is. En dit is waartoe God, maar sy's gemaak daarvoor. En elkeen van ons se gee lyk anders. So moenie probeer copy en paste nie. Wat gebruik die Here in jou lewe? Maar ek wil ook vir jou sê, hy vra jou om van alles in jou lewe te gee. Maar daar's sekere areas waar jy geroep is om groot te gee. Maar hy roep jou, die challenge is om in elke area te gee, waar jy kan. So ek dink, waar begin 'n mens met hierdie journey? En ek gaan my eie voorbeeld hier gebruik. Jy begin om jouself laaste te plaas, in plaas van eerste. Klink dit dalk bekend? Ek dink dit staan in die woord nie, daar is so ietsiekie. En ek gaan vir julle, Rian weet hierdie nie eers nie, want dit is 'n klein gewoonte wat ek wegsteek. Jy sien, ek kan eintlik 'n baie selfsugtige mens wees, ek het so groot geword. En so ons het 'n baie fancy koffiemasjien by die huis. Okay, so ons het soos invest in die koffiemasjien. Koffie is 'n groot ding in ons lewe. Ek het eers op 40 begin koffie drink, by the way. Astounding. En nou is ek verslaaf, maar dis okay. So Rian's erger. Maar nou hierdie is die ding, so almal baklei oor wie maak koffie. So dis 'n storie, want as die kinders ook sien iemand gaan koffie, dan wil almal koffie hê, maar dis 'n hele manoeuvre, so dis harde werk. Maar nou as ek vir Rian koffie maak, daar's 'n kuns aan koffie. Hy moet so 'n crème, wat noem hulle dit, 'n crème hê, nee, hy moet daai karamel. Wie weet waarvan ek nou praat? Hy moet daar is 'n paar, ek sien julle Coffee Addicts. Hy moet so 'n crème karamel flavortjie hê, dan weet jy, hierdie koffie, hy gaan lekker wees. Maar nou, as jy die koffie maak, daar's altyd een bekertjie wat nou, hy het nie so baie krem nie, en dan het jy nou die ene wat, hierdie ene gaan lekker wees. En die Here het my begin leer, kies altyd die ene wat die minder krem het. Nou, dit klink simpel, maar die beginsel om dit wat jy eerste wil vat vir jouself, te sê nee, Here, ek staan laaste, Rian kry eerste, was iets wat die Here in my hart doen. Rian weet nie eerste, maar nou weet jy, ek kies die beste koffie vir jou. En so, dit leer my om my eie selfsugtigheid neer te lê, want ek weet dit is 'n ding met my. So hierdie koffie ding was so, en die Here het nou my al 'n paar keer gevang, want ek het so mooi goue toppie gehad. Ek weet nie of jy hom kan eers onthou nie, maar hy het so geblink. Maar as ek hom aangehad het almal vir my komplimente gegee. Dit was net soos die color of iets. Sê die Here, ek moet hom gee vir iemand. En want sy het my altyd so gekomplimenteer oor die toppie. En die Here druk dit op my hart. Ek moet dit vir haar gee, maar Here, ek is soos regtig lief vir hierdie toppie.
Maar toe ek dit vir haar gee, ja, sy was so dankbaar, en ek kan nie vir julle sê die skuif in my hart nie, en dit is maar net klein voorbeelde, as jy prakties raak met dingetjies in jou lewe, en as jy net hoor en jy doen net. 1 Korintiërs, ons het verlede week, of wanneer ons oor die Heilige Gees gepraat, het ons daar gepraat, dat gee is ook sentraal tot die gawes van die Gees. Ons het gesê, 7 van die gawes, 8 van die gawes word gebruik om ander te dien. Jy dien, jy gee vir ander uit wat God vir jou gee. Hy sê vir jou, gaan lê die hande op, want ek wil hê iemand moet gesond maak. Daar's 8 gawes wat spreek tot jy ontvang deur God, jy's 'n channel en jy gee dit vir iemand anders, nie vir jouself nie, vir hulle. En daar's 1 gawe vir jouself. Die Here is daarom nice ook. Bou jouself op om in jou taal te bid. So jy kan sien dat gee is 'n lewenswyse van hoe jy leef. En ja, ek praat nou baie hierso, maar ek wil eintlik net vir julle 3 punte gee. Die eerste punt is, weet dat God is die oorsprong van vrygewigheid. Hy wys ons die voorbeeld. Hy het sy seun vir ons gegee. So, vrygewigheid is in God se DNA. Dit is wie hy is. En dit was wat hy ons gemaak het om te wees. En jy kan nie gee sonder om lief te hê nie. Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. Hoor julle die verskil? Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. So as jy sê, jy het Jesus lief, dan kom gee. En wat 'n manier ook al hy dit vir jou wys. Spreuke 11 vers 25, 'n ander vertaling sê, 'n vrygewige mens beleef seën. Dis 'n belofte, nie dat jy dit moet doen omdat jy iets ontvang nie. Jy is net geseënd. En onthou dat God se ekonomie werk anders. Wanneer jy gee, verloor jy nie. Jy saai. Ek wil dit weer vir julle sê, God se ekonomie werk anders. Wanneer jy gee, saai jy. Jy is besig to put seed. Jy saai. Ek wil dalk ook vinnige getuienis, ek gaan nou weer langer lees wat ek moet. Okay. 'n vinnige getuienis, ek het 'n besigheid gehardloop vir 12 jaar, ek in 'n besigheid, ek dink ek het julle verlede week vertel, hy was so Jesus freak, en hy het selfs gebid oor die uitveers, en ek het dit nog nie lekker verstaan nie, verstaan dit nou, en maar in ons besigheid het ons gesê, alle inkomste wat ons kry, 10% reguit koninkryk toe. Nie eers gekalk, nie tax, na tax, wat uit die besigheid het ons 10% gegee. Kan ek vir julle sê, daai besigheid was ongelooflik geseënd. Selfs nou, nadat ek om 10 jaar terug toegemaak het, kry ek nog steeds 'n inkomste uit hom uit. My vernoot ook. En Rian ken daai testimony van wat dit gedoen het, maar dis nie die beginsel van gee, want hy het iets aan ons toevertrou, dit was 'n koninkryksbesigheid, en ons moes geleer, dit is nie ons geld nie, dit is nie ons resources nie, ons gee terug. Soos byvoorbeeld in ons besigheid, ons het hier by die 60 mense gehad, ons het nie konferensies gehou nie, ons het Freedom in Christ weekends weggehou, en dan praat ons oor die Here, so gee wat die Here, gee weg, want jy sal geseënd wees. En dan wil ek vir jou 'n belofte ook gee, Psalm 34 vers 10, nou hierdie vers het my al soveel keer deur my lewe gedra, want jy gee uit obedience, nie omdat dit 'n nice idee is of iets nie, gee, omdat dit sy woord is, dis wat hy vir jou sê, en hoor die mooi belofte, the young lions will lack food and grow hungry, but they who seek the Lord will not lack any good thing
Is dit nie 'n beautiful vers nie? Dis een van my foundational scriptures. En dan kom dit by punt 3. Gee is 'n geloofstaat. Jy glo en daarom gee jy. Jesus praat van die weduwee wat uit haar min uit gegee het. So gee is nie 'n finansiële besluit nie. Dis 'n vertrouensbesluit. Jy vertrou God, dis 'n geloofstaat. Nou ek wil gou-gou 'n familie vorentoe roep wat ek en Rian baie goed ken. Ja, ons ken mekaar al baie lank. En amper seker 30, maar ek ken jou al baie langer. Dis die Lutsche. En weet julle wat, toe ek oor gee dink, die familie dra dit as getuienis oor hulle lewe, want dis hoe hulle leef. Hulle leef op 'n prinsipel van gee. En ek en Rian ken hulle getuienis van al die jare. Ons het nog saam huweliksklasse en alles saam gedoen, baie lank terug. So ek wil hulle vorentoe roep en ek wil julle moet gou hulle testimony share as 'n familie, want ek weet Rialine en Walter het hulle kinders ook in dit groot gemaak. Dis 'n lifestyle van hierdie familie. Hulle leef om te gee. En hulle was so gracious om te sê hulle sal 'n testimony leef. So kom vorentoe asseblief, 'n testimony gee. Gee hulle lekker hande klap. Hallo julle. Ek moet ook sê, JD het die helfte van my goed wat ek gedink het ek gaan sê, gesê en toe gaan sy self verder. Ek het ongelooflik arm groot geword. Maar ons het 'n bietjie daaroor gesels vanmiddag, sê Walter. Die een ding wat hom aangetrek het is my pa, ek was in die koshuis in die hoërskool en ons het regtig niks gehad nie. Maar elke naweek was daar 'n koshuiskind saam met my huis toe. Daar was altyd plek vir nog 'n kind in ons huis. En ek dink dis hoekom vir lank het ek gesê Spreuke 17 vers 1 is my favorite vers, want liewer 'n huis met droë brood en vrede daarby, as 'n huis met baie goed, maar getwis daarby. En ja, toe JD nou sê, dis is nogal die prentjie wat ek het. God gee vir my saad, so my hand moet oop wees vir God, om daai saad te kan ontvang. En dan kan ek dit saai. En daai saai kom nogal vir my baie maklik. Dit was nie altyd vir ons almal ewe maklik nie. En toe ons daar gesels vandag, besef ek net, God werk op elke liewe persoon se lewe wat hier sit, op 'n ander manier. Elkeen wat hier sit in die kerk, het al gegee of ontvang. En God werk op ons almal op verskillende maniere. My manier kom vir my meer natuurlik, as ek terugkom van 'n besigheidstrip of van 'n afspraak af, dan vra Walter altyd, wat 'n weird storie het jy om te vertel? Want God seën my ongelooflik met saad wat ek namens hom kan distribute. Dis regtig niks wat ek doen, of in die tyd of liefde of genade wat ek doen nie. Dis regtig elke keer God wat my op 'n plek sit waar hy wil hê iemand moet nou wees. Dink dan gaan Quintus vertel, nie van ons almal kom dit ewe maklik of natuurlik nie. So as dit kom by gee, praat God nie altyd direk met jou nie, maar hy praat baie keer deur ander mense. So die een keer was ons by 'n bijeenkoms en daar so 'n ou en sy hemp is nat en bietjie deurgedra en my ma vra toe vir my, het ek 'n ander hemp onder my lang hemp aan en ek sê toe, ja ek het, en voor ek my oë uitvee, staan ek net vir 'n lang hemp en die ou stap weg met een van my gunsteling hemde, maar soms moet jy nie net luister wat God vir jou sê nie, soms moet jy ook luister wat jou ma vir jou sê en jy moet jou en jy moet jou vader en jou moeder eer en luister wat hulle sê, want met dit kom vreugde vir jou, maar ook vreugde vir hom, want hy het dit op daai manier ook eintlik baie meer nodig gehad as wat ek het, en hier staan ek en so baie mense het al vir my ander klere gegee en splinternuwe klere gegee, en ja, so seën God jou ook op 'n ander manier. Hallo julle. So met my die laaste 2 jaar omtrent werk Jesus baie met my oor klein goed. So
dis die klein goed wat tel. Waar ons as mense is baie geneig om dadelik hierdie persepsie te hê van ons moet groot gaan, ons moet al hierdie geld vir iemand gee of dadelik, ek weet nie wat koop nie, maar baie keer is dit die klein goed wat ons miskyk, wat ook iemand se lewe kan verander. En so in die koshuis een aand kom ek terug van hokkie, so 8 uur en ek so moeg en ek moet net in my bed klim. En ek kry toe een meisie in ons gang, sy is nou 2 jaar, en ek vra toe van, nee, okay, hoe lyk haar week, en sy sê sy het 'n toets, en is bietjie gestres en goed, en ek voel net, ek moet vir haar hot chocolate maak, dis baie, ja, en ek vra toe vir haar, kan ek vir haar chocolate maak, sy soos, ja, dit sal baie lekker wees, en ek sê, ek's nou terug, ek maak hot chocolate, so 5 minute later is ek daar, en ek maak die deur oop, en sy lyk so geskok, om my daar te sien met hierdie koppie, en ek gee vir haar, en ek gaan terugkom, maar toen ek leer so bietjie, en so 10 minute later kom sy in met 'n briefie, en sy, die eerste sin van die briefie staan daar, a kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. En toe, dit het my oë net so oopgemaak van, hoe hierdie koppie hot chocolate, wat my niks gekos het nie, omtrent 2 minute van my tyd, het hierdie meisie so aangeraak, van hoe iemand uit hulle tyd net vir haar hierdie ding kan doen. So baie keer is ons so geneig om net so groot te ding, om baie keer 5 minute van jou tyd, om regtig daai tyd en liefde vir iemand te gee, maak so groot verskil. Waar regtig, ons vriende net so middag so 'n bietjie praat oor hoe ons vrygewigheid in ons almal se lewens 'n rol speel, hoe vrygewigheid vir net ons 4 heeltemal anders lyk, en hoe elke manier is so spesifiek tot ons persoonlikheid, hoe dit net werk. So wat vir my werk, gaan nie vir jou werk nie, maar Jesus is so spesifiek, en hy is so amazing, hoe jou manier van vrygewigheid, gaan soveel anders wees as een langs aan jou, maar so kan ons ook by mekaar leer. So einde laas jaar sit ek hier in die kerk, en dit gaat nie oor hierdie tema gegaan nie, en die Here sê vir my, ek moet hierdie bedrag geld vir 'n vriend gee, maar is nie 'n naby vriend nie, ons is vriende, maar ons sien mekaar so 1 of 2 keer per jaar. En dacht ek, ja, dis weet, ja, dit is nou soos, hier uit die spaargeld, dit is, weet, okay, maar, ek dacht, nee, kom ek fokus nou op die preek. Nou gaan die preek aan, yes, maar, daai gedagte kom so helder met my terug, presies die bedrag, die persoon, en wat moet staan ook, in die, kan jy sê, as jy ons nou verwysing gee, as jy dit nou oorplaas. Ek sê, okay, nou gaan ek huis en sê ek vriendin, nee, ek nou hierdie gehoor, maar dis nou vir my, weet, dis is nou nie ongemaklik, weet. So gaan draf ek die volgende dag, eers terwyl ek hardloop met die honde, lekker daar so in die straat, die Here sê dit net so duidelik, ja, presies op my hart. Dis die persoon, dis die bedrag, dis die verwysing. Ek sê, nou, okay, nou begin ek self, okay, Here, nee, nou begin ek self oorgee. Ek nou geleer in my lewe, nou is dit nou al weer 'n paar sulke events gegaan in ons getroude lewe. Sê, okay, as dit reg is, dan weet ek sal duidelik weet, en ek gaan nie meer daar stres nie, dan sal ek dit doen, want ek weet nie, ek moet gehoorsaam wees, ek weet nie wat hier dan moet beplan nie, ek weet nie hoekom nie, ek ken nie sy storie nie, maar dan moet ek dit doen. Maar sê van nog een keer sê, en die volgende dag, braagdag, ek kan nie daar waar ek was nie, Here sê vir my, ek sê vriend, weet jy wat, dis wat ons moet doen, so, ons gaan dit doen, en ons het dit gedoen, en daar was niks na die tyd nie, maar daar in die gevoel van jy weet, dat jy weet, jy was gehoorsaam, en ons is dankbaar dat die Here vir jou amper die krag gee, om gehoorsaam te wees, ja, ek kan ek sê, wat ek nou maar wil sê, dit is nie noodwendig gemaklike gevoel nie, en daai worstel bly daar, maar ek moet sê, ek wil nie ongehoorsaam aan die Here wees nie, so, dis die nommer 1 ding. Ek het sommer sulke one-liners net neergeskryf, nou ons vanmiddag so gesels het met mekaar. En dit is my regtig belangrik dat julle moet hoor. Die enigste manier hoe Walter hierdie geld kon weggee, was omdat hy naby aan die Here was, omdat hy connected aan die Here was, en omdat hy gehoorsaam aan God was. Jy kan nie gee, as jy nie, of gee met liefde, as jy nie naby God is, of connected is met God, en dan gehoorsaam is nie. En dan, vir Emma het ek gedink, jy kry soveel vreugde, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, of het 'n
'n koppie chocolate is of as dit tyd is. Jou omstandighede het niks te doen met hierdie nie. Dit is Jesus se joy wat jy versprei. En dan, soos ek al gesê het, dit wat ons gee is niks van ons nie. Dit is saad wat God in ons hande plaas. En ons het 'n verpligting, maar eintlik so 'n groot blessing op ons eie lewe as ons daai saad namens God saai. En in Quintus se geval het ek dadelik gedink, moenie vra hoekom ek nie. Vra hoe moet ek dit doen? En as dit is om jou hemp uit te trek op daai oomblik, of moenie vra hoekom ek nie, maar vra eerder hoekom nie ek nie. Want ek dink dit is die naaste wat ons aan Jesus kan kom, is om dit uit te leef. Ek moet nou lekker lag vir jou, Rialine, jy is vragtig nou die kortste in daai familie, hulle het jou ingehaal. Ja, julle, dit is net 'n testimony van hoe lyk dit prakties vir elke persoon en dit lyk anders. En ek dink, terwyl ons daar sit, gaan ek vir ons afsluit en ek dink, jy moet net vir die Here daai vraag vra. Here, hoe lyk my hande vir dit wat U my gemaak het om te gee in die wêreld, dit waartoe U my geroep het. So, net terwyl jy sit en jou oë toemaak. Dit laat my dink, gou voordat ek bid, gaan ek vir julle sê, die Here het vroeg in my journey vir my gesê, as jy getrou is in die klein bietjie wat ek vir jou gee, sal jy oor groot dinge aangestel word. En ek wil vir julle sê, dit is iets wat die Here in getrou is. As jy getrou is oor die klein dingetjies, en ek praat nie net hier van materialisme nie, wat ook al hy jou gegee het, jou talente, jou geld, jou woorde, jou tyd, die klein bietjie wat jy het, as jy daarin getrou is, dan sal hy jou oor groot goeders aanstel. Ja, Here, ons kom net vanaand en ek bid daai liedjie se woorde af op ons vanaand. Dalk wil jy sommer daai papiertjie nou gryp wat ons uitgedeel het. En ek wil hê soos wat ek deur dit gaan bid, vra dit vir die Here. Vra hom dit. Lord, let me be filled with kindness and compassion for the one whom you loved and gave your Son for humanity. Increase my love. Lord, help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, when they will look in my eyes, that they will see you, even if it's just a smile, that they will feel the Father's love. Thank you for loving us, from the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully, because in the end we are all your children. So help us to love with open arms, like you do, even if it's just with a smile, that they would feel your love. Lord, let all of my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You are wonderful and such a good Father. Amen. Mag julle 'n baie blessed week verder hê. Dankie.